Ons bid nou saam. Ons bid saam. Vader, U wat woon in 'n ontoeganklike lig, maar wat in die volheid van die tyd die lig na ons toe gestuur het. Wat Christus gestuur het, om ons harte te herskep. Voor U wil ons buig, Here, in hierdie paar minute wat ons saam mag wees vanmôre in hierdie diens. O Heilige Gees van God, U wat die profete gedryf het om te spreek. U wat Maria oorskadu het toe die woord vlees geword het. U wat volgens die belofte van die Vader uitgestort is. Kom en open vanoggend ons harte. En dit bid ons nie, Here, maar net as 'n cliché voor elke erediens nie, maar baie ernstig vanoggend. U woord verklaar dat die natuurlike mens nie die dinge van die Gees van God kan verstaan nie en wil aanneem nie. 1 Korintiërs 2:14. Daarom bid ons, neem die sluier weg, sodat ons kan sien en hoor en vertrou. En laat hierdie verkondigde woord doen wat God behaag. En voorspoedig wees in dit waartoe U dit stuur, soos die profeet gesê het. O, ons verwag U, Here, nie net in 'n krib nie, maar in krag, in waarheid, in heiligheid. Ook in hierdie dag, die dag van die Here, hierdie Sondag. Kom, Here Jesus. Amen. Ons gaan verder lees by Matteus. Ons is besig met 'n reeks oor Matteus. En ons kom nou by hoofstuk 10. Ons gaan, as die Here wil, hoofstuk 10 behandel vandag, donderdag en volgende Sondag, in 3 dele. So vanmôre die eerste 15 verse en dan donderdag verse 16 tot 33 en dan die res volgende Sondag. Matteus 10. So vanmôre dan net die eerste 15 verse van Matteus 10. Dis geweldige woorde hierdie. Hierdie hele Matteus 10. Ek weet nie wat om van hierdie hoofstuk te sê nie. Dit is net buitengewoon geweldig. So ons gaan dit in 3 dienste doen. Dit is net eenvoudig te veel om op 1 erediens of selfs 2 te hanteer. Vanmôre sien ons hoe die Here Jesus die 12 uitgestuur het. En dit is baie belangrik om te onthou dat hierdie uitsending van die 12 het plaasgevind voor Jesus se sterwe en opstanding. Ons gaan nou weer daarna kyk. Maar kom ons lees dan nou daardie eerste 15 verse uit die woord van die Here. Kom ons staan op uit eerbied vir God se woord terwyl ons dit lees. Kom ons staan, as ons kan staan, kom ons staan. Vers 1. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om bose geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem is, en sy broer Andreas, Jakobus seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, hy wat hier skryf, Jakobus seun van Alfeus en Thaddeus, Simon die Fanatikus en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdragte aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai nie. Moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie.
Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig, die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel, het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie. Moenie vir die pad 'n reissak aanskaf of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op sy onderhoud. As julle in 'n dorp of 'n stad kom, stel dan vas by wie julle daar kan tuis gaan en bly by hom totdat julle die reis voortsit. As julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense se gesindheid goed is, handhaaf julle vredewens vir die huis. Maar as hulle nie goed gesind is nie, trek julle vredewens terug. As iemand julle nie ontvang nie en julle nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit die dorp uit en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle. Dit sal in die oordeelsdag vir die gebied Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp. Ons lees tot sover uit God se woord. U kan maar sit, dankie. In die kerk word gepraat, soos u weet, van die tyd waarin ons tans is as die Advent. Die Adventstyd. En die woord Advent beteken koms. Dis wat die woord beteken, koms. Dit verwys natuurlik spesifiek na die koms van die ewige seun van God in ware menswees. In Christus se koms deur Maria. Dit is wat ons gedenk in die tyd van Advent. Dis vir die Here se kerk, met ander woorde, 'n seisoen, sou ons kon sê, van simboliese wag. Natuurlik hoef niemand letterlik meer te wag nie, want die kind is mos gebore, maar daarom sê ek simboliese wag. In die sin van nadink oor die geweldige gebeurtenis van die inkarnasie, die vleeswording van Christus, die ewige seun, verwondering, geloofsaanvaarding. Daar is die tipe sentimente wat by Christene pas in die tyd van Advent. Maar natuurlik ook daarmee saam die uitsien na die tweede koms van Christus. Want die wederkoms van die Here Jesus loop hand aan hand met sy eerste koms. Met ander woorde, mense kom praat van 'n tweede Advent. En dit veroorsaak dat ons manier van wag nie iets is soos 'n middagslaapie nie. Dis 'n tyd wanneer die basuin van die hemel blaas en wanneer die Here deur die stem van sy profete, en dis waarom ons ook een van die profete vanmôre vroeër in die diens gelees het, Jesaja, maar ook deur die evangelies ensovoorts, deur die eeue roep die basuin van God en sê, wees wakker, want die koning kom. Die koning het gekom, die koning kom weer. Dis alles deel van die Advent. En daarom sal u weet dalk dat in die verlede het ek self, en u sou dit al miskien op ander plekke gehoor het, word daar in die Adventstyd ook oor die wederkoms van Jesus gepreek en gepraat. Dis die rede waarom dit so is. Die koms van die koning is natuurlik so naby aan ons as die oomblik van ons eie dood. Laat staan nog die Here se fisiese verskyning op die wolke van die hemel. Maar dit is ook so naby aan u en my as ons eie dood. En daar is net een manier om wakker te wees. En dit is om uitverkoop te wees aan die Here Jesus en aan sy saak op aarde. 'n oorgegewe navolger van Christus op 'n maandag, 'n dinsdag, 'n woensdag, 'n vrydag, onweer of mooi weer. Daar is geen ander manier om te wag
nie, om wakker te wees nie, om waaksaam te wees nie. En ek kom al hoe meer dit agter in die afgelope tyd, van hoe belangrik dit is. Ek wil nie daarop voortborduur nie, miskien by 'n ander geleentheid, maar ek raak maar net al hoe meer daarvan oortuig, dat daar net een manier is van lewe, en dit is om totaal uitverkoop te wees aan Christus. As jy 'n ander manier om te lewe nie. Sold out, daar gaan jy. Helemaal. Selfs in die middel van die nag, het word vertel dat die sendeling in China, Hudson Taylor, dat hy in die nag, wanneer hy opstaan om 'n draai te loop, dat hy eers voor hy terugklim in die bed eers sy hare kam. Want hy sê hy moet netjies voor die Here wees, ook in die nag, kam hy eers sy hare voor hy in die bed klim. Hy was so bewus van sy navolgelingskap van Christus, selfs in die nag. Daar is net een manier om sinvol te lewe. En u sou al agtergekom het dalk in die eie hart miskien, dat om aan die een kant Jesus te bely, en om aan die een kant 'n lidmaat te wees, en om aan die een kant 'n belydende Christen te wees, en aan die ander kant in jou hart te weet, daar skort iets, omdat jy nie totaal oorgegee is nie, bring 'n verskriklike ongelukkigheid by 'n mens. Dit bring eintlik 'n depressie by jou. Dis hoekom Jesus sê, jy moet eerder koud wees. Koud! As wat jy hier in die middel rondsweef. Lauwarm. Wees dan eerder koud. Maar 'n lauwarm posisie werk net nie uit in die Christelike lewe nie. En as daar iemand kan wees wat vanmôre net daai besluit neem om te kom by 'n algehele oorgawe. Andrew Murray het so mooi geskryf in sy boekie, dink ek nou aan een van sy baie boeke, en daai boek se naam is net dood eenvoudig Algehele Oorgawe. Algehele oorgawe. Baie mense kom tot bekering, en wanneer hulle tot bekering kom, en wanneer hulle die Here Jesus aanneem, dan het hulle nog nie 'n idee van die goed waaroor ek nou hier praat nie. Al wat hulle weet is, ek is 'n sondaar, ek is aan hellbound, ek is op pad na die verderf. Christus is die verlosser, ek wil gaan my lewe aan die Here oorgee, maar hulle verstaan nog nie iets van algehele oorgawe nie. Baie keer kom dit eers later, kom daai besef. Maar as jy tot bekering gekom het, en jy het opreg bedoel het, dit kon al jare gelede gewees het, en jy is nie by 'n punt van algehele oorgawe nie, dit is wat ek net nou oor gesê het, wat ek gesê het, wat 'n mens eintlik diep ongelukkig in jou siel maak. Want jy is nog vis, nog vlees. Jy is te goed vir die wêreld. Die wêreld wil jou nie hê nie. Aan die ander kant is jy ook nie goed genoeg vir die kookwater atmosfeer van die Pinksterheilige Gees nie. Ons assosieer gewoonlik Advent, en u weet dit net so goed soos ek kan hier by Marina begin, kan hier by Daniel begin, dan gaan ons so om. Daniel, is hier reg? Ons kan so omgaan, en dan kan ons almal van u sal vir my sê, waarmee ons almal die Adventstyd assosieer, want ons assosieer dit in terme van die klimaat en atmosfeer van die samelewing waarin ons lewe. Ons assosieer dit natuurlik met die Desember feesseisoen, ons assosieer dit die suidelike halfrond met somer, ons assosieer dit met rustiger wees, ons assosieer dit met afskaal. Maar in werklikheid het die Adventstyd baie meer te doen, en ons gaan donderdag met 'n groot skok besef dat die Kerstyd hoegenaamd nie gaan oor die sentimente wat ons gewoonlik het nie. Ons gaan met 'n skok donderdag sien dat Christus se koms gepaard gaan met konflik en duisternis. Maar die Adventstyd, broers en susters, is baie meer iets soos 'n hemelse krygsbevel. Maak gereed, luister, want die koning kom en hy stuur sy werkers vooruit om die pad te berei vir sy koninkryk. En nou is ons onmiddellik in Matteus 10. Want dit is 'n dramatiese toneel wat ons hier sien, nie waar nie? Jesus, kyk hoe eenvoudig is Matteus 10 se eerste 15 verse eintlik in werklikheid. Jesus roep die 12, hy rus hulle toe en hy stuur hulle uit na 'n verlore gaande wêreld. Kan jy sien die drie helder duidelike aksies? Hy roep hulle, hy rus hulle toe en hy stuur hulle uit na 'n verlore gaande wêreld. En daar sien ons iets van die hartklop van Advent. God wat beweeg na die wêreld toe in Christus Jesus, en wat gewone mense roep
Daarom het ons die einde van Matteus gelees vroeër in die diens. Hy roep gewone mense om saam met hom te beweeg, saam met hom te werk, saam met hom te lei, saam met hom te dien, saam met hom te oorwin. Jy kan deur die 12 name wat ons hier gelees het lees en jy sal sien dat dit net doodgewone mense is vir wie Jesus geroep het. Doodgewone, hulle het verskillende agtergronde, hulle het verskillende persoonlikhede natuurlik, maar dit is net gewone mense. Waarom? Want dit gaan eintlik glad nie oor die mense nie. Dit gaan oor die Here wat roep en stuur. Die koning wat roep, die koning wat stuur, die koning wat kom. Hy het die 12 na hom toe geroep, vir my so kosbaar. Hy het die 12 na hom toe geroep. Hoe kan jy hoor? Die roeping kom voor die sending. Die roeping kom voor die uitstuur. Van die ou Engelse Puriteine was lief om te sê, God maak eers sy boodskappers voor hy hulle stuur. Hy maak hulle eers voor hy hulle stuur. Daar's geen ware sending, daar's geen ware gestuurdheid, daar's geen ware bediening en krag sonder roeping nie. Vergeet dit, dan is daar niks. Maar indien die Here waarlik roep, dan sal daar gestuurdheid wees. Sonder enige twyfel. En dan sal daardie gestuurde aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. En aanhou, al is daar teerstand, al is daar nie emosionele opwelling nie, al is daar nie resultate nie, al is daar niks, al is daar innerlike droogte, al is daar ontmoediging. Die sekere teken dat iemand werklik geroep is deur die Here, is dat daardie persoon sal volhard. Hy hou aan. Waartoe die roeping ook al was die roeping tot bekering, of was dit tot 'n bepaalde dienswerk, of wat dit ook al wil wees, noem dit op. 'n Ware roeping van die Here sal volhard. Dit sal gesien kan word in iemand, in die uiteindelike volharding, die aanhou, die vasbyt en die deurbyt, ten spyte van alles. Nou, ons weet, as ons na hierdie lys name kyk, dan sien ons onder andere, daar is Judas Iskariot ook, en ons weet dat Judas Iskariot tot nie volhard nie. So hoe moet 'n mens dit nou bymekaar bring? Hy het nie volhard nie, dog was hy werklik geroepe, hier roep die Here hom ook, maar in die raadsplan van God was dit beskik dat hy die verraaier sou wees. Hy was geroepe, met ander woorde, ja, maar hy was geroepe volgens God se raadsplan met 'n bepaalde doel in die uitwerking van die verlossingsgebeure rondom Jesus se lyding en sterwe. En daardie roeping het hy vervul. Alhoewel die Here Jesus die stukkie brood na hom toe uitgehou het, hy kon op die laaste oomblik nog omdraai en bekeer, maar hy deurgedruk ter wille van die geld, want hy het 'n liefde vir geld gehad. En uiteindelik was hy aan 'n leiband, want hy die funksie wat God vir hom uitgesit het hy vervul uiteindelik. Dis waarom hy deel van die 12 was. Maar let ook daarop, hoe dat Jesus die 12 na hom toe roep. Dit is wat vir my so kosbaar is in daai vers. Hy roep hulle na hom toe. Thomas Goodwin, een van die Puriteine, het gesê, 1 uur aan die voete van Christus vorm 'n man meer as 7 jaar in 'n college of in 'n leerskool. God gebruik gewone mense, vissermanne, tollenaar, Matteus, broers wat vol twyfel is, mense vol gebreke, want 1 Korintiërs 1 sê, dit wat dwaas is in die mense se oë het God uitverkies. En hulle was na hom toe geroep, hulle moes by hom wees, in sy teenwoordigheid, by sy heilige vuur. Jy kan nie die Here dien en navolg by kamertemperatuur nie. Daar moet vuur wees, maar die vuur kom nie uit jou nie. Die vuur kom nie van 'n prediker nie. Die vuur kom nie eers uit die Bybel nie. Die vuur kom van die Heilige Gees. Dit kom van 'n persoon wat lewe.
Wonderlik. En dis wat vir my wonderlik is van die Advent, is dat die Advent roep ons terug na die bron toe. Want die kind in die krib is die koning van glorie, kan jy sien? Die baba seun is in werklikheid eintlik die bevelvoerder. Die Messias is die meester van die werkers. En ek glo daar is net een manier waarop die Christusgelowige by die Here bly, en dit is deur gedissiplineerde gebedspatrone in jou lewe. Daar's nie 'n ander manier nie. Ek het ook al alles probeer, maar daar is niks nie. Dit is gedissiplineerde gebedspatrone. Soos Jesus self gedissiplineerde gebedspatrone gehandhaaf het om as mens in sy menswees by die Vader te bly, waarvan ons oor en oor in die Bybel lees. Ons lees byvoorbeeld in Markus 1 vers 35, dan staan daar, en vroeg in die môre, toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek om daar te bid. Hy het die gebed as 'n prioriteit geplaas en alleen tyd met die Vader gesoek, selfs voor dit son op. En die Griekse werkwoord wat daar gebruik word, letternakies, dui daarop dat dit 'n gewoontehandeling by hom was. Met ander woorde, hy het dit elke dag gedoen. Vroeg in die môre, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en uitgegaan. Dit is vir my altyd 'n reuse inspirasie. En in Markus 6 lees ons, nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy op die berg gegaan om te wat? Om te bid. Na daai intense bediening daardie dag, het hy teruggetrek om te bid. En in Getsemane sê Markus 14 vir ons, het hy toe hy in daardie diep geestelike nood was, het hy gesê, Vader, hy het gegaan en 'n entjie weg van die disippels af gaan kniel. En vandag hoor ons dat geestelike sê vir ons, ag nee man, jy hoef nie te kniel nie. Wat 'n kind kniel nou voor sy pa. Jy's mos 'n kind van Abba, jy's 'n kind van die Vader. Hoekom kniel? Maar Jesus het gekniel. Voor Abba. Hoor wat sê hy in Markus 14 vers ek meen 36. Hy sê, my siel is diep bedroefd tot die dood toe. En dan sê hy, Abba Vader, Abba is 'n Arameese woord wat pa beteken. Abba Vader, alles is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my af weg, maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Kan jy sien wat ek aan die begin van die diens gesê het oor die algehele oorgawe, wat ons ook by Christus sien? En as ons oorgaan na Lukas toe, dan sien ons in Lukas hoofstuk 3 vers 21 sien ons dat die hemel het oopgegaan. O, wonderlik. Maar wag, hy sê, die hemel het oopgegaan spesifiek toe Jesus bid. Toe hy bid. En in hoofstuk 5 sê hy het hom onttrek na die woestyn om te bid. Hy het hom onttrek, doelbewus. En hoofstuk 6:12 sê, en hy het uitgegaan na die berg toe om te bid, en dan staan daar, en hy het die hele nag in gebed tot God deurgebring. Want hy moes die volgende dag die 12 kies. En hy het om daai belangrike keuse te maak, het hy nodig gevoel om die hele nag te bid. Om deur te bid, soos die ouer geslag gesê het. Om deur te bid. En hy het altyd, wanneer hy gebid het, het hy nie gebid saam met sy disippels nie, want hy het 'n unieke verhouding met die Vader gehad, wat hulle nie gehad het nie. Hy het altyd alleen gebid en die disippels het hom dikwels dopgehou. Hoofstuk 9:18, Lukas 9:18 sê dit, is 'n konstante deel van sy verhouding met sy Vader. En op die berg van verheerliking het sy gedaante verander in heerlikheid, juist toe hy gebid het, sê Lukas 9. Maar die disippels was so geïnspireer deur wat hulle sien by hom, dat hulle vir hom toe sê, vra, in Lukas 11 vers 1, Here, leer ons om te bid, asseblief. Leer ons. So inspirerend was sy voorbeeld. En in Lukas 22 dan lees ons, en hy was in 'n worstelstryd, en dan staan daar spesifiek, en hy het vuriger gebid. En sy sweet het soos bloeddruppels geword, wat op die grond val. Met ander woorde, hy het iets geken van intense, pynlike gebed, of die
Die Puriteine praat van geestelike barensnood gebed. Dis 'n gebed wat God altyd onmiddellik hoor, want hy sien dat die bidder speel nie speelietjies nie. Geestelike barensnood. Tevens, daar staan in Hebreërs 5 vers 7 van Jesus, dat hy in die dae van sy vlees, dis toe hy op die aarde was, dat hy met sterk geroep en trane gebid het. Dit staan daar, gaan kyk dit, wie het dit al ooit gelees? Hebreërs, Jesus sê, joe, regtig? Ja, Hebreërs 5 vers 7 sê dit. Hy het met sterk geroep en trane gebid en smeeking tot die Vader gebring. So mense sou kon vra waarom die Here Jesus in die middel van die nag of baie vroeg in die oggend uitgegaan het, om nie in die huis nie, waar daar ander mense is nie, maar om te gaan afsonder in gebed, dan sien ons iets van die rede daarvan, is dit nie? Van hoe hy hierdie pad met sy Vader gestap het, en in barensnood gebed selfs. En daarom het ons 'n hoë priester wat met ons swakhede medelee het, sê Hebreërs 4:15. Want hy het dit geleer in sy ware menswees op die aarde in sy eie gebedswandel. O, wat daar nie erns met gebed is nie. Water 'n kind van die Here se geestelike lewe af, brand die vuurvlam laag. Die meeste van u se name ken ek, en ek bid gereeld vir u. Daar is sommige wat ek nie ken nie, besoekers dalk, maar ek ken u nie so goed, dat ek binne in u siel vanmôre kan sien, maar die Heilige Gees kan wel, en kan sien of daar 'n uitsakking of 'n terugsakking in die geestelike lewe is. En hoorie, ek wil vir u graag sê, dit maak nie saak wie ek is nie, ek sê dit eintlik ook vir myself, sê ek kan vir u sê en vir myself sê, dat as 'n mens geestelik laer gaan, is die rede daarvoor gewoonlik een van twee goed of beide. Dis gewoonlik 'n afwatering in gebedstoewyding. En tweedens, is daar 'n sonde, is daar 'n ongehoorsaamheid wat nooit bely is nie, wat 'n prop in die pyp vorm, dat die water nie deur die pyp kan loop nie. Ons moet altyd erns maak met gebed en altyd erns maak met sondebelydenis. En die outentieke 12 moes iets hiervan leer. Die meeste roep hulle na hom toe, om aan homself verbonde te wees, en dan van dit uit, sê hy, en hy gee vir hulle, die Grieks exousia, hy gee vir hulle mag oor demone, en om elke siekte en gebrek te genees. Hy sê nie om elke siek persoon te genees nie, maar om elke soort siekte en kwaal te genees. Ook bose geeste van allerlei aard. O, vriende, hierdie mag, hierdie autoriteit is nie mensgemaak nie. Dis koninklike mag waarvan Jesaja 61 al gepraat het, van die Messias, hoe dat hy gebrokenes gaan verbind en gevangenes gaan bevry. Is op hierdie punt baie belangrik dat ek vir u iets sê wat u in gedagte moet hou. En ek moet dit sê, want dis belangrik wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees. 'n Mens moet verstaan wat die verskil is, en nou moet jy mooi probeer luister, want is iets wat jy miskien nog nie voorheen gehoor het of gesnap het nie. Mens moet verstaan wat die verskil was tussen daardie outentieke apostels, wat volgens Efesiërs 2 vers 20 die taak gehad het om die grondleggingswerk vir die Nuwe Testamentiese kerk te doen. Met ander woorde, dis eenmal en dan is die fondament gelê en hy kan nie weer oorgelê word nie. Dit was hulle taak. Daar's 'n verskil tussen hulle en alle ander Christusgelowiges tot vandag. Daar's 'n verskil. En dit is wat ons baie mooi moet sien vandag. In Matteus 10 gee die Here Jesus spesifiek aan die 12 hulle mandaat wat onherhaalbaar is en nie kon oorgaan op enige ander nie. Nadat die apostel Johannes die laaste apostel is wat gesterf het, kon en mag daar nooit weer apostels wees nie. Hulle grondleggingswerk is voltooi. Hulle leer is op skrif vasgelê in die Nuwe Testament. Dis nie die apostel amp wat voortleef nie.
dit is die leer van die apostels wat voortleef en wat getrou bedien moet word. Daardie 12 se bediening was eerstens direk deur Jesus gemandateer. Hy het hulle die mandaat gegee, persoonlik, hulle die exousia van hom ontvang, die mag van hom ontvang. En dit was verbond aan hulle unieke roeping as apostels. En hulle moes die fondament lê. 'n Fondament word net een keer gelê, het kan nie 2 keer gelê word nie. En hulle bediening was bevestig deur tekens. 2 Korintiërs 12:12 sê, die tekens van 'n apostel het ek onder julle verrig, tekens, wonders en kragtige dade. Want daardie wondertekens moes hulle unieke gesag bevestig, dat hulle ooggetuies van die opgestaane Christus was. Handelinge 1:21 sê, die apostels, 'n vereiste om 'n apostel te wees is, jy moes Jesus op die aarde sien, in sy dood en opstanding getuie daarvan wees. Hulle het Jesus persoonlik gesien, 1 Korintiërs 9:1. Hulle is deur hom aangestel, en daarom kon hulle ampt nie voortduur na hulle dood nie. Na die apostels se dood, Johannes was die laaste, kry ons nou tot vandag die liggaam van Christus wat bedien deur die gawes van die Heilige Gees en deur die leer van die apostels te verkondig. Dit is wat gebeur na die dood van die apostels. Nou is daar die liggaam van Christus, die ware kinders van die Here, en hulle bedien die leer van die, hulle gaan nie instel nuwe apostels aan nie, hulle bedien die leer van die apostels wat die Nuwe Testament is, en saam met die gawes van die Heilige Gees. So, toe die apostel sterwe, toe eindig die apostel ampt, maar die gawes van die Heilige Gees eindig nie. En die leer van die apostels eindig nie. Hier het ek dit in hierdie boek wat hier voor my oop lê. Kan jy sien die verskywing in fokus? Nou het ons nie meer apostels met unieke gesag nie, maar ons het nou die hele liggaam van Christus wat funksioneer deur die Heilige Gees op grond van die leer, dis die basis, die leer van die apostels. Dis die Bybelse basis wat gelowiges het vir die bediening. In hierdie week toe kom 'n man storm my op my af toe sê, en wie het jou die reg gegee om hier te preek? Toe sê ek, my Bybel natuurlik. Hy wil weet wat 'n wet van die Stadsraad van Kaapstad het my die mandaat gegee. Maar ek sê vir hom, wel, die skrif het my die mandaat gegee. Dis nog waar. Die Bybel sê ek moet hier staan en preek. So ons het nie meer apostels met unieke gesag nie, maar ons het die hele liggaam van Christus wat funksioneer deur die Heilige Gees op die basis van, die grond van, onthou hulle die fondasie gelê, van die leer van die apostels. Ons het die groot opdrag, soos ek nou gesê het, van die Here ontvang. Daarom mag ons bedien. Ons het ook ons mandaat. Ons het gelees vanmôre vroeër aan die einde van Matteus. En interessant wat staan in Markus 16, ook by die groot opdrag dat Jesus sê, en hierdie teken sal die wat glo volg. Nie die apostels volg nie, maar die wat glo, met ander woorde alle kinders van die Here volg. En daarby is die gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12-14, nie amptsgesag nie, die gawes van die Heilige Gees. Hy sê aan elkeen, 12:7, aan elkeen, dis my so kosbaar daardie woord, aan elkeen, is dit nie wonderlik nie, aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee tot voordeel van almal. Elkeen. So die apostels het 'n unieke gesag gedra. Maar die kinders van die Here na die apostels se tyd het die leer van die apostels en die gawes van die Heilige Gees waarmee hulle bedien. En die Gees werk soos hy wil, vriende. 1 Korintiërs 12:11 sê, geen mens, God is soewerein, geen mens besit daai vermoë nie. En jy sien, dit verhoed dat daar 'n nuwe apostoliese elite in die kerk gevorm word. Daar kan nie 'n elite gevorm word nie. En daar kan nie 'n meganiese, outomatiese wonderbediening in die kerk meer wees nie.
Kan jy dit sien? Kan almal dit verstaan? Nou waarom het die wonders van God na die apostelse tyd dan nie gestop nie? Wel, die Bybel leer nêrens dat God opgehou het om te genees nie, of dat God opgehou het om mense te bevry nie. Dit wat wel gestop het, is die apostoliese wat? Amp. Dit wat wel gestop het, is die voortgaande openbarings, want dis nie meer nodig nie, want die Bybel is nou op skrif. Die skrif is nou afgesluit, die kanon is nou afgesluit, daar's geen verdere nuwe openbaring moontlik of nodig nie. En die fundamentleggingswerk het gestop. Daar's 3 goed wat gestop het. Die amp het gestop, die openbarings het gestop, want dit is nou nie meer nodig nie, en die fundament lê het gestop. Maar wat duur voort? Wat duur voort? Dis waaraan ons belangstel. Wat duur voort? Wat duur voort? Wel, die boek duur voort. Die leer van die apostels en die profete duur voort. God se krag duur voort. Gebed duur voort. Die gawes van die Gees duur voort. Die Bybel sê Jesus Christus is gister en vandag en tot altyd dieselfde. Hy is tot in ewigheid dieselfde. Hy het nie verander nie. So as jy Matteus 10:1-15 lees, dan sien jy 12 ouens, 'n unieke amp, direk gesag van Christus ontvang, tekens en wonders wat bevestig dat hulle dit het. Maar dit is net tydelik en fundamentleggend. Maar vandag is gelowiges nou. En nou baie mense dink die predikant is nou 'n apostel. Nee. Baie ander dink die predikant is 'n priester. Nee. Hebreërs 7:14 sê Jesus het die finale priester geword en hy besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgedra kan word nie. Met ander woorde, die priesterskap het gestop met Christus. Amen. Dit het gestop. Maar die predikant is 'n wat? Hy's 'n lerende ouderling. 1 Timoteus 4:16 praat van die ouderlinge. Hy sê daar's baie ouderlinge, sommige leer. Hulle gee onderrig. Hulle is lerende ouderlinge. So ons het nie meer 'n apostoliese amp nie, ons het wel 'n apostoliese leer. En God werk soos wat hy wil. Sien jy hoe belangrik is om hierdie balans te hê? Ek weet dit is tegnies, maar dit is so belangrik. En daar's soveel misleiding oor hierdie saak daar buitekant en op die internet. Daar's soveel misleiding. Jy moet die balans hê. Nommer 1, wonders is moontlik. 2, apostelskap is nie herhaalbaar nie. 3, God genees. 4, niemand beheer hierdie wonders nie. 5, die Gees werk. 6, maar die Gees werk nie buite die skrif en buite die gesonde apostoliese leer nie. As jy dit alles verstaan, dan verstaan jy met eens hoe jy Matteus 10 vers 1-15 moet lees en hoe jy nie alles wat daar staan letterlik op die Here se kerk na die apostelse tyd van toepassing moet gaan maak nie. Byvoorbeeld, die Here sê nie vir ons om net na Jode toe te gaan nie, net na die skape van Israel toe te gaan met die evangelie, nie na die ander nasies nie. Hy sê nie dit vir ons nie. Hy het dit vir hulle gesê. Hy sê dit nie vir ons nie. Die Here sê nie vir ons om dooies te gaan opwek nie, dat jy by Afbop of Wakel moet instorm en links en regs moet begin dooies opwek omdat jy 'n kind van die Here is en jy die gesag van Christus het nie. Jy het die gesag van Christus, maar die Here beveel jou nie om dooies te gaan opwek nie. Die Here sê nie vir ons om demone agter elke bossie en klip te eien en uit te dryf en te bestraf nie. Die Here sê nie vir ons om spesifiek net melaatses te teiken en te gaan genees nie. Die Here sê nie vir ons dat ons glad nie vergoeding vir die bediening mag ontvang nie. Dit sou die hele res van die Bybel weerspreek, byvoorbeeld 1 Korintiërs 9. Die Here sê nie vir ons om geen geld of tas of sak of koper in ons lyfband of sandale of skoene met ons saam te neem wanneer ons die evangelie gaan verkondig nie. Die Here sê nie vir ons om letterlik die stof, stof van ons skoene af te skud wanneer iemand nie na ons wil luister nie. Dis alles dinge wat gepas het, hoor hier, by die spesifieke mandaat waarmee die Here Jesus die autentieke 12
gestuur het, en hoor nou hier, op die spesifieke gegewe tyd voor die kruis en opstanding van Jesus. Let daarop. Maar wat sê die Here dan wel vir Christus gelowiges in 2025 se doodsnikke? Wat is ons mandaat? Nie dat ons autentieke apostels is of moet aanstel nie. Nie dat ons geroepe is om die apostels na te boots nie. Glad nie. Ons beveel nie dooies om op te staan nie. Ons gebied nie siekes om genees te word nie. U weet hoe die apostels funksioneer het. Die apostels het dit gebied. Goud en silwer het ek nie, sê Petrus vir die verlamde man by die tempelpoort. Maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus. Staan op. Vat die huisbed van jou en rol hom op en loop. Jy sien, dis hoe die apostels funksioneer het. Hulle het eenvoudig beveel. Kyk vers 8 van Jesus wat hier staan, wat ons gelees het. Hy sê, julle moet self gaan genees en opwek. En in Handelinge sien ons dit, veral die eerste deel van Handelinge, na mate die apostoliese tydvak aangegaan het, het dit al hoe minder geword. Byvoorbeeld later in die apostoliese tydvak het Paulus nie meer almal genees nie. Hy sê vir Timoteus, hoorie, vir jou maagkwale beveel ek jou aan om 'n bietjie medisyne te gebruik. Hy sê nie vir hom in naam van Jesus, maag, gees, wat in Timoteus sê, straf jou maag, gees, niks van dit. Hy sê vir hom, dis in die na-apostoliese tyd. Wat is ons mandaat dan, vriend? Genees die Here dan nie meer siekes nie? Ja, hy doen. Wek die Here dan nie meer dooies op nie? Ja, hy kan. Bevry die Here nie meer mense van demone nie? Beslis doen hy. Voorsien die Here nie meer aan materiële middele nie wat ek nodig het nie? Ja, hy voorsien. Maar die manier waarop die Christus gelowiges bedien, is deur in biddende afhanklikheid die apostelse leer met mense te kommunikeer, om jou mond oop te maak en te praat, om mense na die Here te lei, om mense te help om Jesus Christus as saligmaker aan te neem, om vir siekes te bid, om vir demonies gekwelde mense te bid, om onder die beheersing van die Gees uit sy gawes te leef. Moet dit nie onder 'n maatemmer toemaak nie. En die boodskap is nog presies wat Jesus vir die 12 gesê het. Die inhoud van ons boodskap is presies wat hy gesê het. Hy het gesê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Gaan preek dit. Dis nie 'n teorie nie. God breek in ons lewens. Dis 'n inbraak. Ons glo nie in 'n God van teorie nie. Ons glo in 'n God van aksie en praktyk, 'n God wat intree en ingryp. Wat genees en herstel en bevry. Amen. Dis waarna ons glo in hom. En die resultate van ons bediening in die Here Jesus se naam is vandag nog presies dieselfde as wat dit was in daardie tyd. Sommige ontvang ons en ander nie. Sommige luister en ander nie. Sommige glo en ander nie. Sommige ontvang die Here se vrede en ander nie. Vers 14 en 15. Wie na die boodskapper van Christus luister, luister na Christus. Wie nie na die boodskapper van Christus luister nie na Christus nie. Minag hom. Daar staan eintlik 'n geweldige ding in vers 15. Nou wens dit ons meer tyd gehad het, maar nou het ons nie. Maar daar staan 'n geweldige ding in vers 15. Weet jy, ek wil dit vir die opsom gou. Net ten slotte, want dit is ons laaste vers van ons uitleg. Maar kan jy nog luister dalk vir 'n minuut of 2? Daar's 'n geweldige ding wat hy sê. Hy bevestig 3 dinge in een sinnetjie. Kan jy dit is hoe die Bybel is, vriende. Hy sê een sinnetjie, maar hy sê 3 geweldige goed. Eerstens sê hy, daar kom verseker 'n dag van oordeel. Wil jy weer lees? Kyk of jy dit kan sien. Kyk, kom ek lees gou die hele versie net. Vers 15. Kom ek lees hom gou, die hele enetjie. Hy sê, dit verseker ek julle, maar wat is die waarheid? Dit sal in die oordeelsdag vir die gebied van Sodom en Gomorra
draagliker wees as vir daardie dorp. Met ander daai dorp wat julle vir julle sê, kry julle ryboeties. Dit is nie 'n ontsettende versie. Daar kom versekerde dag van oordeel. En die tweede ding wat hy sê is, Sodom en Gomorra, duisende jare voor, wat met hulle gebeur het, die vuur in die hemel en al daai dinge, dit was werklik so, dit het regtig gebeur. Dit was nie 'n mite, soos wat vrysinnige teoloë beweer vandag nie. Dit was historiese stede, net soos Genesis 19 sê. Jesus sê dit. En die mense van Sodom en Gomorra gaan dit ondraaglik vind op die groot dag. Met ander woorde, hulle is nie dood nie. Het jy dit gesien? Hulle is nie dood nie. As die groot dag kom, gaan hulle daar wees. En hulle gaan dit ondraaglik vind. En dan die derde ding wat Jesus hier bevestig kortliks is, dat daar grade van straf en oordeel is. Want hoor die woord wat hy gebruik, draagliker. Die mense van Sodom en Gomorra sal hel toe gaan, maar hulle sal 'n ligter graad van ewige straf ondergaan as mense wat die evangelie van Jesus Christus afgewys het en onbekeerd gebly het en verlore gegaan het. Sodom had no Bible. Het Leonard Ravenhill se een boek se titel. Sodom en Gomorra het nie 'n Bybel gehad nie. Julle het. Sodom en Gomorra het nie 'n Bybel gehad nie en hulle gaan hel toe. Julle het 'n Bybel. Sien jy die verskil? Die voordele wat die mense het wat na hierdie 12 luister. En Jesus wat daar rondloop in Jerusalem en ander plekke. Hy sê hulle gaan 'n ligter graad van ewige straf ondergaan as die mense wat die evangelie van Jesus, met ander woorde die verlore gaande mense in die Ou Testamentiese bedeling en veral heidene soos Sodomse mense sal die dag van oordeel verdraagliker vind as mense wat in die tyd van Jesus se koms en daarna tot vandag natuurlik onbekeerd bly en geestelik bloedarmoedig lewe en sterwe. Geweldig. Ek het beloof ek gaan dit net noem die 3. So ek moet nou myself hier dissiplineer om nie nog te praat daaroor nie. Thomas Watson het gesê die evangelie is 'n reuk van lewe vir sommige en 'n reuk van dood vir ander. Dis waar. Dis die waarheid. 'n Reuk van lewe vir sommige, 'n reuk van dood vir ander. As die Here se wil is daarbey is, sal ons donderdag verder gaan met hierdie teks by vers 16. Kom ons bid net saam. Here, u koninkryk kom nie deur menslike krag nie. Dit kom deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees motiveer ons en mobiliseer ons tot gehoorsaamheid en vertroue. Soos Jesus gesê het, gaan verkondig en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Here, ons dank u dat u woord vanmôre lewend maak. Dank u, Here, dat ons die woord net kan loslaat en die woord werk. Dankie dat ons lewe, Here, en veral die ewige lewe nie rus op iets in onsself nie, maar op ons koning Christus. Leer ons tog om draers te wees van sy vrede in 'n wêreld wat dit nie ken nie. En dis die waarheid. Dit is soos ons stad lyk.
in groot mate. Ons dank die Here dat die sukses van die sending nie rus op ons nie. Ook nie op die wat dit ontvang of afwys nie. Nee, dit rus op u trou. U trou. U woord sê vir ons, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Verseël dan nou hierdie woord wat ons gehoor het in ons hart. Vader, uit genade bid ons dit, net suiwer guns. Aan u alleen kom toe die koninkryk, soos wat u self gesê het ons moet bid. Al u alleen kom toe die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.